Weer eens môre almal. Welkom by hierdie lieflike wonderlike lente Sabbat wat ons vanoggend het. Ek het nou 'n foto gekry van 'n vriend van my. Hulle huis is toegesneeu in Harry Smith. So ons het altyd soos om verdankbaar te wees. Al is dit hoe koud, ons het nie sneeu nie. Voordat ons begin, kom ons buig net die hoofde en dan open ek vir ons 'n gebed. Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie wonderlike Sabbatoggend, Vader. Ons sê vir U dankie vir ons gesondheid. Ons sê vir U dankie vir die lewe wat ons het. Ons vra Vader dat U sal gaan saam met ons nou in hierdie boodskap, in hierdie dag. Geef vir ons 'n sielsrus, Vader, en geef vir ons ook laat ons iets kan leer uit vandag se lesse wat vir ons gebring gaan word. Ons vra dat U dit sal seën tot ons harte, dat ons dit weer kan saam met ons vat en deel met ander. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Nou, ons almal het al gehoor van die spreekwoord seize the day. Nou, ek het nie geweet hoe om dit in Afrikaans te vertaal nie. Gryp die dag. Dit klink bietjie anders. Dit het nie dieselfde impak nie. So ons almal het goeie en slegte dae. En dit voel dalk partykeer of die slegte dae meer as die goeie dae. En daar is 'n rede daarvoor. Ons sal sien soos ons deur die lesie gaan hoe die dinge uitgaan. So vandag wil ek eintlik praat vir ons oor hoe om die dag te gryp of aan te pak en vanuit 'n motiverende en geestelike oogpunt. Ons denkprosesse het 'n invloed en 'n noue verbintenis met hoe ons voel. Wanneer jy tevrede voel, sal jou gedagtes dit weerspieël, maar ongelukkig is die teenoorgestelde ook waar, dat as jy angstig of ongelukkig of depressief is, mag jy begin om meer negatiewe gedagtes te ervaar. En dit kan insluit om senuweeagtig te wees oor werk wat jy moet doen of oor aansoek doen, bekommerd oor jou voorkoms of 'n verskeidenheid van probleme wat kan opspring. Nou in die 1970s het die sielkundige Aaron Beck die teorie gepostuleer dat negatiewe denkpatrone wat hy negatiewe skemas noem, negatiewe emosies versterk. In sy boek Cognitive Therapy het Beck verduidelik 'n sentrale kenmerk van die teorie is dat die inhoud van 'n persoon se denke hul beïnvloed. Dis 'n eindelose siklus. Wanneer jy reeds angstig of depressief voel, is dit ongelukkig waarskynlik dat jy aan negatiewe denkpatrone sal toegee, wat jou gevoelens en gemoed kan vererger of meer versleg. Ons gedagtes het 'n vreeslike sterk invloed op ons lewens wat ons nie altyd besef of raak sien nie. Dit verander ons elke dag stadig, stukkie vir stukkie, of vir beter of vir sleg. Jesus gee vir ons 'n les in Matteus 5 vers 28 dat as jy na iemand kyk en in jou hart dink om egbreek te pleeg, is dit so goed dat jy die daad gedoen het. Die gedagte is so gevaarlik of so kragtig soos die daad. Ons gedagtes het 'n baie groot sielkundige invloed op ons. Nou, om goed te raak in iets, moet mens dit herhaaldelik oefen. 'n Atleet sal byvoorbeeld elke dag draf om fiks te word, fiks te bly, om sy postuur reg te kry van hoe om optimaal te draf. Nou, dit is 'n feit vir alle aspekte van die lewe, selfs vir iets soos ons werk wat ons daagliks doen. Nou, toe jy klaar geswat het, toe ek klaar geswat het, ek het iets geweet, maar ook nie eintlik iets geweet nie, en dit is net deur om daai werk herhaaldelik elke dag te doen, wat mens vertroud raak in dit en dit al hoe makliker en beter kan doen. Nou, jy het iets al so baie gedoen, dit raak soos hulle sal sê muscle memory. Jy doen dit sonder om daaraan te dink, dit werk net. Nou, as dit kom by gedagtes of enigiets wat ons aan kan dink, dan vorm dit in ons brein bane. En hulle noem hierdie bane neural pathways. En hulle beskryf dit so: neural pathways are the connections that form between the neurons in your brain, and you can think of them as a pattern that represents any thought about anything you have ever had, as simple as an apple, as complicated as love and integrity. Every thought is a neural pathway. Nou, die probleem is, as jy iets die hele tyd dink, dan hierdie bane verdik of versterk.
So meer geoefen, dit veroorsaak dat dit raak makliker vir jou brein om hierdie bane te volg en om na hulle te gaan. So jou gedagtes spring makliker na dit, want dit is bekend vir jou brein en hy is goed daarin. So jy kan sien die gevaar wat dit inhou as ons negatiewe gedagtes aanhoudend koester. En Paulus sê vir ons in Filippense 4, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Hy gee vir ons raad hierso om weg te dein van slegte denke en om goeie denke te beoefen. Ons geloof moedig ons aan om met 'n doel op te tree en om onsself te verbeter. Dink aan die vele figure in die Bybel wat dit uitgeleef het. Neem net byvoorbeeld die verhaal van Daniël en Josef. Hulle lewens was omgegooi. Josef was amper deur sy broers vermoor, verkoop as 'n slaaf en in die tronk gegooi toe hy die regte ding gedoen het. Hoe baie het hy nie gehad om oor depressief te wees of om te kla nie. Hoe maklik sou dit nie gewees het vir hom gedagtes van twyfel te hê of selfbejammering nie. Maar in sy verhaal kan ons sien dat hy 'n goeie verhouding met God gehad en gekoester het. God was 'n prioriteit in sy lewe. Dieselfde met Daniël. Sy hele volk was ingeval en verslaan deur die Babiloniërs, gedood of weggevoer in slawerny. Hoe kon hy kon daar moed verloor het of sy geloof in God afgeskryf het. Ons almal ken sy verhaal en wat hy gedoen en bereik het in Babilonië. In beide se lewens kon ons sien dat daar was iets anders aan hulle. Hulle fokus was nie op self nie, maar op God. Hulle moes doelbewus nie fokus op die slegte in hul lewens nie en die goeie gedagtes beoefen het. En ons kan dit sien in hul werke. Ons ken die verhale en ons kan dit gerus weer gaan lees, maar ons kan sien dat om die fokus nie op self te hê en op ons probleme nie, om die feit dat hulle dit nie gehad het nie, kon hulle 'n voorbeeld vir die om hulle wees en kon hulle die karakter van die ware God aan die om hulle uitbeeld wat dit nie geken het nie en wat ander afgode aanbid het. Sou God hulle kon gebruik het as hulle verbitterd was en die heeldag net gekla het en niks gehad het om positief te sê nie. Hoe kan ons dit toepas in ons eie lewens? Eerstens moet ons begin met dankbaarheid. Elke dag is 'n geskenk van God en om dit te erken kan ons perspektief verander. Begin elke dag met 'n oomblik van dankbaarheid en dit sal jou help om die benaderinge tot die dag en die gebeure aan te pak. Probeer die kleinste dingetjie onthou of aandink wat jy in jou lewe het om voor dankbaar te kan wees. Ergens is iemand wat dit nie het nie en wens hulle het dit gehad. As ons gaan lees in Efesiërs 5, pas dan op dat julle nougesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Daar is 'n hele paar punte wat uitgelig word vir ons in hierdie stuk. Dankbaarheid aan God te betoon, praat oor geestelike onderwerpe, lofliedere te sing en al hierdie positiewe dinge gaan 'n invloed op ons siege hê. Stel dan ook doelbewuste doelwitte. Pas jou ambisies aan by jou geestelike waardes. 'n Gebed en selfrefleksie. In Engels sal hulle sê introspect. Om jou gedagtes en gevoelens te ontleed, kan jou lei tot in die stel van doelwitte om jou persoonlike groei te bevorder, wat weer ook 'n hoër doel kan dien. Optrede met liefde en medemenslikheid is ook noodsaaklik. Elke dag bied 'n geleentheid om ander te help en 'n positiewe impak te maak. Klein dade van vriendelikheid kan golwe skep wat verder strek as wat ons kan sien. Natuurlik is dit nie altyd sonskyn en rose nie.
Ons ondervind twyfel, vrees en ander hindernisse. Een manier is om hierdie uitdagings na God te bring. Selfs wanneer die pad onseker is, kan ons die wete dat God 'n plan vir ons het, die krag bied om voort te gaan. Nog iets wat ons kan doen, is dan ook om negatiewe gedagtes te probeer beheer. Ek wil vir ons 'n stukkie uit 'n artikel lees wat geskryf is deur 'n dokter, Hannah Rose, wat handel oor negatiewe gedagtes, wat soveel keer kan lei na depressie en wat jy kan doen om hierdie gedagtes te beheer en te beveg. We all have negative thoughts, but certain principles have been shown to be beneficial in managing how often they occur, as well as helping to reduce the impact a negative thought might have. First, you need to recognize negative thinking when it arises. Automatic negative thoughts often coexist with poor mental health. In some, they will have been present for many years, and recognizing them can take some time. When a situation triggers a thought, pay attention to it. Negative thoughts may include, I am going to fail this interview. I will never lose weight. No one cares about me. Did you notice? All of these are all or nothing catastrophizing thoughts. Once you are confident in recognizing negative thoughts when they arise, you can begin to interrogate your automatic thinking patterns. Rather than allowing a negative thought to control your emotions, ask yourself if the thought is truthful or helpful. If the negative thought provides no value, it's time to shift your focus by rewiring your thought patterns. It can be tempting to try to force positive thoughts in the hope that they might replace negative ones. However, managing negative thinking involves transmuting our thoughts rather than replacing them. This process requires you to change the way you respond to your negative thoughts, as well as controlling how much impact they have. Let's have a look at some practical ways to apply these principles. Negative thoughts patterns can become ingrained, but you can adopt simple strategies to recognize and detach from those negative schemas, making them less influential on your emotions. This in turn may help to break the endless loop of low mood, anxiety, and low self-esteem. Create distance from your thoughts. Pay attention to your automatic thoughts and start to label them as subjective thoughts. For example, you may say out loud or internally, I'm having the thought that I am no good at my job, or I'm having the thought that I am all alone. Labeling your thoughts in this way will help you to detach from the critical inner voice that makes a distorted thought seem like truth. Similar to meditation practice, this is a way to merely observe the thought rather than actively engage with it. Start a thought diary. Journaling in a thought diary is a great way to manage negative thinking. Write down the date, the time, the event that triggered an emotion, and the resulting negative thought. In his book, psychiatrist Dr. Daniel Siegel explains that you need to name it to tame it. Being able to name your emotions and the resulting thought will help you to understand the relationship between external triggers and internal beliefs. Use decatastrophizing techniques. Negative thinking often leads to catastrophizing. If making a mistake leads you to believe that your worst-case scenario is likely to happen, decatastrophizing can prevent a spiral of negative thinking. You may find it helpful to ask yourself, what am I worried about? Is it likely that my worry will come true? What is the worst that could happen if my worry did come true? If my worries come true, what is most likely to happen? Despite my worry, am I likely to be okay in 1 week or a month or a year, and so on? Once recognized, negative thoughts can be managed to reduce the impact on your emotional well-being. This in turn will break the cycle of negative thinking. By paying attention to your thoughts and interrogating their validity, you can prevent cognitive distortions from skewing your beliefs and impacting your mental health. Nou, daai was omtrent 'n mond vol gewees en dit sal seker 'n paar keer wees wat mense moet deurlees om al die punte daar te kan sien, maar ek wil net iterate of okay, ek kan net herhaal of net sê dat hierdie is nie mediese advies nie, asseblief, as jy 'n probleem het, gaan sien 'n dokter. Dit was net vir my 'n interessante deel wat ek raak gelees het, terwyl ek gaan oplees het oor gedagtes en
hoe dit baie keer werk. Nou in afsluiting wil ek net vir ons almal aanmoedig om hierdie dag met 'n gevoel van dankbaarheid aan te gryp. En ek vertrou dat dit is 'n kans vir ons om te groei en 'n verskil te maak. Kom ek sluit vir ons af voordat ons kyk vir die lesstudie. Vader, ons gebed is om ons te help met ons negatiewe gedagtes, om ons te help met die studie van u woord, Vader. Ons ken die teks wat u vir ons gesê het, dat u woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons vra dat u ons sal help, dat waar ons studies doen in u woord, dat ons daai gedeeltes, Vader, te harte kan neem, dat dit vir ons wysheid sal gee, Vader, en insig. Ons vra ook dat u sal gaan saam met ons, help ons om nie te fokus op negatiewe gedagtes nie, Vader, maar om ons gedagtegange te verander en gedagtes te koester wat vir ons van waarde is. Ons vra dat u ook sal gaan met die ander verrigtinge, met die ander sprekers, Vader, en die boodskappe wat vandag gaan kom, dat ons iets daarvan uit kan leer en geestelik kan groei. Ons vra dit net in u naam alleen. Amen.